Ja, kyk, vir enige getuie, en vir alles 'n onervare getuie is om in die hof te kom getuig, kan nogal taamlik skrikwekkend wees. En die storie wat ek hieroor wil vertel het eintlik nie in die strand gebeur nie, maar in die rondgaande hof, in die Hooggeregshof in Oos-London. Hier in die 90er jaar, ja, miskien 90er, vroeg 2000 daar rond. Doen ek 'n saak teen 'n kollega van my. Ek dink ek kan sy naam noem, hy is ongelukkig al oorlede, JP Maree. En in die rondgaande hof in Oos-London, in die Hooggeregshof daar. En die regter wat voorsit, is 'n waarnemende regter daar uit die destydse Transvaal uit. En hy was verskriklik gesteld op die dekorum van sy hof, die waardigheid eintlik. Maar hy was so waardig, hy sal nie sê waardig as hy kan dekorum sê nie. So in sy hof mag jy amper nie asem gehaal het nie. En vir alles sy uitspraak gegee het en so, en hy het bietjie neerhalend gewees teenoor almal. En een ding wat hom verskriklik geïrriteer het, is as 'n getuie hom aanspreek as edelagbare. Want edelagbare is die titel van 'n landros in die Laerhof. So 'n landros word edel geag. Maar hy as regter, al is hy net 'n waarnemende regter, hy is nou ex officio edel. So hy moet aangespreek word in Afrikaans daai tyd as u edele. Kyk, in die Engels is die probleem nie, jy spreek hom anders my lord, of my lady as die vrou is. Maar in Afrikaans, u edele. Hy wil u edele wees. Maar u edele is 'n vreemde term, die mense hoor dit nie baie nie, so hulle sukkel daarmee. En ek het altyd 'n punt daarvan gemaak om sommer op die getuiebank 'n stuk papier vas te plak, waar ek met 'n koutjiepen groot skryf u edele, net om die ou aan mekaar te herinner, want hy vergeet daai naam op. So JP het hierdie ou nou, sy stergetuie was 'n ou wat by die Mercedes se motoraanleg gewerk het. Maar 'n dierbare ou, maar is 'n baie belangrike getuie vir sy saak. En nou JP hom verskriklik geskool om hom hemelsnaam tog net nie die regter as edelagbare aan te spreek nie, maar as u edele. En verder het hy hom nou deur die hele proses gevat. En ons doen dit maar almal. As dit 'n sout van die aarde getuie is, onervare getuie, dan verduidelik jy vir hom, jy gaan geroep word. Hofordonnans gaan jou naam buite die hof uitroep, dan moet jy inkom, dan stap jy na die bank toe, en ons gaan ek persoonlik vat die ou gewoonlik na die getuiebank toe in die hof en sê, hier gaan jy staan, en dan gaan onderkant die hof se onderkant waar die kas is, daar's 'n man, daar's 'n ou toppie wat daar gaan sit daar op 'n kas, bo aan jou regterkant gewoonlik. Jy kyk op na hom, en voor hom sit daar ook iemand met 'n swart jas aan, en dit is sy klerk, die griffier, en sy gaan vir jou insweer. Dan moet jy jou regterhand opsteek en sê help my God. En dan kan jy getuig, en as jy getuig, moenie vir die advokate kyk nie, moenie vir my kyk nie, moenie vir die advokaat vir die verdediging of vir die ander kant kyk, wat jou gaan kruisondervra nie, kyk net vir die regter, en moenie geïntimideer word deur enigiets wat in die hof. Kyk net vir die regter, en as enigiemand van ons jou 'n vraag vra, dink of aanvaar dat die vraag van die regter afkom. In ander woorde, jy antwoord die regter, jy antwoord net met hom, jy praat net met hom, en elke sin wat jy klaarmaak, eindig jy met u edele. So leer ons die ouens, so JP ook hierdie ou geskool. Nou, die volgende oggend, na JP nou goed gekonsulteer het en alles, word die man se naam buite die hof uitgeroep, en hier stap hy by die getuie, by die hof in die gangetjie op na die getuiebank toe. Maar die ou is 'n duidelike enigma. Hy lyk of hy direk uit 'n brilkrem advertensie van 1963 kom. Hy het sulke vuil blonde hare gehad,
wat hy duidelik nie gereeld gewas het nie, het miskien so nou en dan die olie getap. Hy het stovepipe broek aangehad, wat styf sit, wat sy geheimenisse soos in 'n speedo laat blom. Hy het 'n passion gap gehad, waar sy voortande eers was, is daar nou niks. Is 'n passion gap daar, en hy kom nou voor hierdie edele getuig. Ja, nou toe daai getuie by die hof instap, toe word dit stil in die hof. Is amper 'n situasie van stilbroers. Hier gaan 'n vergete era ons nou verby. Want toe hy daar instap, toe het hy nou sy wit troupak aan, wat uit vervloë daar kom. Hy het onder die baadjie moue, wat nou net omtrent hier so net onderkant sy elmboog eindig, het hy netjies gestrykte pers hemp aan. Die moue kom daarom tot by sy polse. En dan het hy 'n wye, veelkleurige das aan, wat versier is met 'n naakte vrou, wat op die punt staan om deur 'n reuse slang verorber te word. Die trek nou hierso styf hierso om sy adamsappel, en dan het hy 'n breë leerbelt aan, met 'n enorme silwer gespe, en dan bell bottoms, waarvan die pype so 10 cm voor hulle by sy enkels gekom het, hulle 'n bietjie spoed verloor. Nou word daardie paar centimeter word nou opgemaak deur 2 neongeel sokkies, wat nou in sulke skerppunt skoene in verdwyn. En dan die skoene het sulke ysterstads onder. So as hy nou loop, dan skraap hy ysterstad so op die vloer, as hy nou aangestap kom. Jy gril tot in jou potternjorts as jy daai goed nou hoor op die cowboy wat nou die saloon stap. Dis reg, ja, net so. Nou stap hy vol selfvertroue, 'n vintage ducktail as daar nou ooit een was. Nou soos hy aangestap kom na die getuiebank toe, hou die regter hom die hele tyd dop. Met 'n uitdrukking van onverbloemde verbasing, of miskien selfs verwondering of afkeer, weet nie, maar daar's 'n uitdrukking van totale ongeloof, ja, op die regter se gesig, daar van die regbank af. Nou die polisielede en die ander ervare hofpersoneel, wat nou weet, wat die regter ken, weet hier kom moeilikheid. En hulle is uit by die hof, saggies, uit by die hof op 'n redelike waardige manier, want hulle weet 'n bom gaan enige oomblik ontplof. En maar hierdie ou getuie, hy kyk ook net vir die regter. Die regter kyk vir hom, hy kyk vir die regter, want hy's gesê, jy kyk net vir die ou toppie op die kas, en hy kyk vir hom. So stap hy, want hy weet mos nou, hy stap daar na die nek van die plek toe, dis daai ou toppie, en hy stap daar na die getuiebank toe, gaan staan in die getuiebank, baie respekvol, en nog steeds kyk hy net vir die regter. En nou oogkontak. Hy hou oogkontak, maar nou daal daar so gespanne stilte neer, want niemand weet wat nou gaan gebeur nie. Die regter kyk net vir hom, hy kyk vir die regter. Nou dring dit tot hom deur, na so rukkie, dat hy moet mos nou iets sê. Daar's iets van, jy met jou hand opsteek, en dan moet jy iets sê, en jy praat net met hom. En terwyl die regter hom so kyk, lig hy daai regterhand van hom so op, maar hy lig hom net tot so gelyk met sy 4 vingers boontoe. En toe die volgende oomblik, toe val hy 2 binnerste vingers binne toe.
Laat net die pinkie en die wysvinger regop staan. En so in 'n skor stem. Alleen hy sy oor na die regter toe en hy sê, "Ja, is dit my ou toppie?" Op daai stadium besef die mense wat nog oor is in die hof, dis nou tyd om die hof te verlaat. Want hier kom groot moeilikheid. En hulle sê ek het nou nie gesien nie, ek staan my rug daartoe, maar die mense wat gesien het sê dit is die hofdeure het soos 'n baardeure heen en weer gegaan soos die mense daar uithardloop want hulle verwag nou groot moeilikheid hierso. En terwyl almal in verbasing staan en wag dat hier moet nou iets verskrikliks gebeur. Gebeur toe nou glad nie wat ons gedink het nie. Want die volgende oomblik sit die regter daar van die regbank af, leun hy oor na die ou toe en hy lig sy hand op. En daai twee middelste vingers val binne toe. En hy sê vir die ou, "Nou hoe sit dan nou my bra?" En hy getuie was 'n skitterende getuie daarna. Hy was op sy gemak, hy's tussen sy mense hierso. 'n Briljante getuie, jy kan hom nie aan hom niks maak nie, hy's vol selfvertroue. Niemand kon glo wat hulle sien nie. Want duidelik in plaas van dat daar ontploffing is, kan jy die deernis in die regter se oë sien. Nou ja, later is daar toe vasgestel dat die regter eintlik in Brakpan groot geword het. En dit verklaar toe nou alles.